Vandag, Kersdag, 25 Desember. En ek gesels graag met jou oor God se geskenk. Kersdag is in die algemeen 'n dag van geskenke ontvang, geskenke gee, 'n dag van vreugde en blydskap. En God se geskenk aan die mens is nuwe lewe. Handelinge 5 vers 19 tot 20. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Dit is waarom hulle nie in die tronk moes bly nie. Hulle moes uitgaan. Hulle moes nie gaan vertel van al die goed wat hulle daar beleef het nie. Hulle moes die nuwe lewe gaan verkondig. In Efesiërs 1 vers 6 sê, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde, en dit is verwysend na Christus, vrylik aan ons geskenk het. In Titus 3 vers 5, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Kom ons kyk ook na 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dit is God se geskenk. Kom ons geniet dit en ons waardeer dit tot eer van hom wat dit vir ons moontlik gemaak het. Laat toe dat die Heilige Gees hierdie wonderlike nuwe lewe in ons 'n werklikheid maak. En loop mooi.